Goeiedag almal. Ons het gister gesels oor die donker skaduwees van afguns en vandag kom ons gaan verder met hierdie vers, die duisternis van selfsug. Selfsug is nog 'n kragtige wapen wat Satan gebruik om ons lewens in wanorde te dompel. Die woord van die Here leer ons in Jakobus 3 vers 16, waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. Nou die woord selfsug is die woord erithia in Grieks, wat in die antieke tye gebruik was om te verwys na 'n politieke party. Om te verstaan waarom die Here hierdie woord erithia, 'n politieke party hier gebruik, moet ons kyk na hoe politieke partye ontstaan en hoe dit funksioneer. Politieke partye word gevorm deur 'n groep mense wat dieselfde waardes en sieninge het. En nadat die party gevorm is, ontwikkel die lede 'n verenigde agenda wat hulle idees en persepsies uitspel. En vanuit hierdie platform begin die party om hulle agenda en idees aggressief te verkondig om soveel as moontlik mense daarvan te oortuig en aan te moedig om by hulle aan te sluit. Die woordjie caucus word hier gebruik. Mense wat onder mekaar caucus deur ander partye verkeerd en dwaas af te maak en geen verdraagsaamheid teenoor hulle duld nie. En ongelukkig vind hierdie manier van caucus ook onder Christen geleedere plaas. Man of vrou caucus met mense om hulle egmaat in 'n slegte lig te stel en sodoende simpatie te werf vir hulle eie oortuigings en agendas. Dan is daar ook mense wat met ander caucus om hulle prediker of leiers in die gemeente in 'n slegte lig te stel en sodat simpatie te werf vir hulle eie oortuigings en agendas. Ja, binne kerkgrense vind hierdie duisternis van selfsug erithia ongelukkig heel dikwels plaas. En jy weet, saam met afguns, zelos, word selfsug erithia deur die Here in hierdie vers gebruik om die erns en die verwoestende effek van sulke optrede te beklemtoon. En die noodwendige gevolg hiervan is dat mense wat eens skouer aan skouer gestaan het, op die ou end aan verskillende kante in stryd met mekaar verkeer. En die einde hiervan is, soos wat die woord sê, waar afguns en selfsug is daar wanorde en allerlei gemeene dade. Nou die woordjie wanorde in Grieks is akadastasia, wat dui op wanorde, ongehoorsaamheid en anargie, opstande onder mekaar. Wanorde bring meer dat rasionele denke verwoes word en dan vervang word met impulsiewe emosies wat mense wreed uit mekaar uitdruk. En die uitdrukking gemeene dade is in Grieks phaulos pragma, wat optrede beskryf wat sleg en uitermate veragtelik is. Direk vertaal, vuil, stinkende, veragtelike situasies in optredes. Nou hierdie verskillende Griekse woorde gee die volgende betekenis aan hierdie vers. Waar daar 'n oorweldigende begeerte is om jou eie idees en jou eie oortuigings tot die uitsluiting van andersin te bevorder, bring dit mee dat verskillende faksies gevorm word, waar mense simpatieke kant kies wat uiteindelik lei tot vorming van partye wat vurig en aggressief teen mekaar of teen iemand gekant is. En dit skep groot en onnodige onrus onder mense wat eintlik eendragtig moet wees en saam moet staan. Ja, en dan gaan die Here verder en hy sê hierdie situasie sal uiteindelik ontaard in 'n kolkende, stinkende gemors. Die Here gebruik juis hierdie sterk implisiete uitdrukkings om ons te waarsku om versigtig met enige saak of oortuiging om te gaan. Hierdie vers is die oproep tot elkeen van ons om baie versigtig te wees hoe ons verhoudings met mekaar moet beskerm, as ook om versigtig te wees om nie meegesleep te word deur afgunstige en selfsugtige mense nie. Ek wil afsluit met hierdie vers in 2 Korintiërs 3 vers 11. Luister wat sê die Here verder. Wees bly, word volmaak, laat julle vermaan. Wees eengesind en hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Ja, Jakobus 3 vers 16.
Waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. Here, help ons om te waak hierteen in Jesus naam. Amen.